Nou maar goed, ons blaai in die Bybel vanmôre na Markus hoofstuk 16 en ook Johannes hoofstuk 11. Markus 16 en Johannes 11. Ons skriflesing is vanmôre so 'n klein bietjie langer as gewoonlik, maar is so wonderlik om saam uit die Bybel uit te lees en veral pragtige, ek wil amper sê opwindende gedeeltes soos die wat ons vanmôre saam lees. Markus 16 vers 1. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed aan die regterkant sit. En hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus die Nasareëner wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg. En bewing en ontsetting het hulle aangegryp en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. En dan blaai ons na Johannes hoofstuk 11 en ons lees daar ook van vers 1 af saam. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. Dis natuurlik Lazarus se twee sissies. En dit was Maria wat die Here gesalf het met die salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom, Jesus, gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. En daarna sê hy aan die disippels, laat ons weer na Judea gaan. Die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig, en u gaan weer daarna toe? Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. En dit het hy gespreek, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disippels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het, dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is bly om julle ontwil, dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo, maar laat ons na hom toe gaan. En Thomas, wat Didimus genoem word, sê vir die mededisippels, laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe. Onthou, hulle dink nou
dat Jesus gaan nou gestenig word, nee, hulle dit nou in hulle koppe. Toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. En Betanië was naby Jerusalem, omtrent 2 myl daarvan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus: Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar: jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom: ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding van die laaste dag. Jesus sê vir haar: ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom: ja, Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God wat in die wêreld sou kom. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê: die Meester is hier en hy roep jou. Sy het, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het. En toe die Jode wat by haar in die huis was en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê: sy gaan na die graf toe om te ween. En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom presies dieselfde as wat haar suster gesê het: Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel en gesê: waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom: Here, kom kyk. En Jesus het geween. Die Jode sê toe: kyk hoe lief hy hom gehad het. En sommige van hulle sê: kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie? En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom. En dit was 'n spilonk en 'n steen het daarteen gelê. En Jesus sê: neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom: Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Jesus sê vir haar: het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê: Vader, ek dank u dat u my verhoor het. En ek het geweet dat u my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep: Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, aan die hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle: maak hom los en laat hom gaan. Tot daar uit die wonderlike woord lees ons vanmôre saam. Kom ons bid asseblief saam, die manne kan staan. Ons ewige God, troue Vader, as ons in hierdie môre, hierdie opstandingsoggend, as gemeente saamkom, dan jubel dit in ons harte, dan is daar blydskap. En ons wil U eer, Here, dat ons vanmôre kan weet, mekaar ook kon groet met die woorde:
Die Here het opgestaan, ja, hy het waarlik opgestaan. Ons glo dit met ons hele hart, ons omhels dit vanmôre met blydskap, en ons wil U aanbid as die God wat leef. Dankie dat ons nie 'n God hoef te dien vanmôre wat in 'n graf is nie. Want Here, as U nie opgestaan het nie, dan sou U kruisdood ook nutteloos gewees het. Dan sou alles wat U daardie naweek gedoen het, absoluut niks beteken het nie. Maar die Here het opgestaan, en ons wil U vanmôre loof, en ons wil U prys en aanbid, vir die wonderlike wete, dat ons in die opstandingskrag van die Here Jesus kan lewe. Baie dankie vir elkeen wat vanmôre hier teenwoordig is. Dankie dat ons ook in U teenwoordigheid kon inbeweeg, en dat ons vanmôre die onderlinge byeenkoms wat U vir ons bestel het, wat U vir ons moontlik gemaak het, waarheen U ons elkeen opgeroep het, en wat U vir ons in die woord leer in Hebreërs 10 vers 25, dat ons hierdie byeenkomste nie moet versuim, so sommige die gewoonte het nie, dat ons vanmôre hier as kinders van die Here rondom U woord in U teenwoordigheid byeen kan kom. Dankie vir die gemeente wat U met U bloed gekoop het, en ook elke ander gemeente oor die lengte en breedte van hierdie wêreld, om te dink, Here, daar gaan vandag van die verre weste tot die verre ooste, soos wat die son opgaan, soos wat mense op hierdie aarde wakker word, gaan kinders van die Here bymekaar kom, en almal gaan dieselfde lied in ons harte hê. Almal gaan dieselfde blydskap hê. In al die tale van die wêreld word U vanmôre geloof, word U vanmôre groot gemaak vir die opstanding van ons Here Jesus. Ons harte gaan eintlik vanmôre uit na die ongelowige teoloë, slim manne, slim vroue, wat geweldig baie kennis versamel het, wat al die boeke wat hulle bestudeer het so goed ken, maar wat nie die geloof in hulle harte het om te glo dat God 'n bonatuurlike God is, 'n God van wonderwerke, 'n God wat ook die dood oorwin het en wat sy seun uit die dood opgewek het nie. Ons wil bid dat U in hulle harte 'n ommekeer sal bring. Ons wil bid dat U hulle soos kinders sal laat glo en nie so slim manne nie. En dat hulle ook by daardie ou plekkie kan kom waar hulle voor U kan bely die sonde van hulle ongeloof, en dat U hulle ook op 'n plek kan bring waar U hulle wederbaar en die Gees van God in hulle binneste laat inkom, en hulle alles sal glo wat die woord van God vir ons so pragtig leer. Dankie dat ons vanmôre kan bid vir hierdie deurmekaar wêreld waarin ons lewe. Ag Here, daar is oor die aarde heen oorloë en gerugte van oorloë. Daar is duisende mense wat op hierdie tydstip elke dag in oorloë hulle lewens verloor. Ons dink aan al die opstande wat daar op aarde is. Ons dink aan al die misdaad wat daar is. Ons bid vanmôre vir 'n wêreld wat goddeloos is, wat die Here Jesus nie ken nie. En wetende dat die opstanding van Jesus en die teenwoordigheid van Jesus in mense se lewens is al wat lewens kan verander, bid ons vir hierdie wêreld. Ons bid vir bekeringsgenade. Ons bid dat U predikers en getuies sal oprig wat in elke plek op hierdie aarde die boodskap onbeskaamd gaan verkondig van die evangelie van Jesus Christus. Dankie dat ons kan bid vir ons geliefde boeties en sissies wat hierdie week verjaar. Here, wil U elke een van hulle bystaan, hulle ryklik seën op die dag van hulle verjaarsdag, maar ook in die jaar wat kom. Ons bid vir hulle wat siek is en wat vir U so dringend nodig het. Wil U ook in ons harte deur die woord, waar dit U wil is, geloof kom werk, om die gebed van die geloof te kan bid, sodat U die krankes kan oprig. Dankie Here dat ons hulle lewens in U hande kan afgee en bid
laat U wonderlike en volmaakte wil in elke een se lewe geskied. Kom nou en kom praat met ons. Ons is gretig om te hoor wat die Heilige Gees deur die woord vanmôre vir spreker en hoorder wil kom sê. In Jesus se naam bid ons dit met dank in ons harte. Amen. Ons kom dan vanmôre by die 6de boodskap uit die reeks oor die ek is uitsprake van Jesus. En vanmôre op hierdie pragtige opstandingsoggend staan ons stil by die tema ek is die opstanding en die lewe. Dit is dan ons tema in hierdie oggend. Nou, geliefde gemeente, op hierdie besondere oggend, die opstandingssondag, vier ons nie net 'n graf wat leeg is nie, maar ons vier in besonder die feit dat die dood oorwin is. Die laaste vyand, daardie vyand wat die lewe vir ons so bitter moeilik maak. Ek is byna seker dat ek glo omtrent almal van ons een of ander tyd in ons lewens al in ons harte geraak is deur die afsterwe van 'n geliefde, iemand wat naby ons was. En die verskriklike hartseer en pyn wat dit in ons lewens teweegbring. Maar vanmôre word ons eintlik met 'n wonderlike waarheid gekonfronteer. En dit is die waarheid dat Jesus die dood oorwin het. En wanneer hy sê, ek is die opstanding en die lewe, as iemand in my glo, sal hy lewe al het hy ook gesterwe. Dit vul vanmôre ons harte met blydskap en met hoop en met dankbaarheid. Nou voordat daar 'n leë graf in Jerusalem was, by die opstanding van Jesus, was daar 'n gebeurtenis van die leë graf van Lazarus, wat eintlik vir ons so 'n tipe van 'n voorspel tot die groot opstanding van die Here Jesus was. Hier by Lazarus se graf wys die Here Jesus vooruit op die feit dat hy gaan nie net eendag opstaan nie, maar dat hy die opstanding en die lewe is. Dit is vir my so wonderlik as 'n mens die opstanding van Jesus bestudeer. Dan lees jy op verskillende plekke aangaande die opstanding van Jesus. Die Vader was betrokke by die opstanding. Jesus self was betrokke by die opstanding en die Heilige Gees was betrokke by die opstanding. Die drie eenheid het Jesus uit die dood uit laat opstaan. En as die Here Jesus vanmôre vir Lazarus se twee susters hierdie kragtige woorde sê, ek is die opstanding en die lewe. En hy vra uiteindelik vir hulle, glo jy dit? Dan kom hierdie vraag ook vanmôre na ons toe. Dit is 'n baie belangrike vraag in die lig van die opstanding. Want daar's baie mense wat dit nie glo nie. Daar word in ons dag deur teoloë boeke geskryf waarin hulle probeer om mense te oortuig dat Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie. Boeke waarin hulle sê nee, die opstanding het maar net in die gemoedere van die disippels plaasgevind. Dis onmoontlik dat Jesus fisies uit die dood uit kon opstaan. En ek dink een van die persone wat die mees prominente rol in Suid-Afrika gespeel het in hierdie opsig wat nie geglo het in die liggaamlike opstanding van Jesus nie, was Desmond Tutu. Hy het ook 'n boek daaroor geskryf.
Hy het gesê, you can't expect me to believe that a corpse has risen. En vandag is daar gereformeerde teoloë, protestantse teoloë, wat hom aanhaal as 'n held, en nie glo in die liggaamlike opstanding van Jesus nie. So Jesus vra vir Maria, glo jy dit? En hy vra vanmôre vir jou, glo jy dit? Dis die belangrikste ding op aarde om te glo dat Christus liggaamlik uit die dood opgestaan het. Kom ons kyk nou so 'n klein stukkie agtergrond voordat ons met vanmôre se boodskap aangaan. In Johannes 10 vers 30 maak die Here Jesus 'n uitspraak wat die Joodse leiers uitermate ontstel. Die uitspraak maak hulle woedend. Ek het nie 'n ander woord daarvoor nie. Hy sê, dit is nou Johannes 10 vers 30, ek en die Vader is een. Geweldige uitspraak wat Jesus maak. En ons lees dat die Joodse leiers wou hom stenig, hulle wou hom doodmaak. Dis hoekom die disippels hom herinner, toe ons waar nou vanmôre gelees het. Here, ons kan tog nie nou terug gaan soontoe nie. Onthou tog, hulle wou u stenig. Ons gaan nou weer daarna kyk. En dan lees ons, en dit was my so wonderlik, dat die Here Jesus, terwyl hy op aarde was, die vermoë gehad het, wanneer hulle hom wou doodmaak, dan het hy die vermoë gehad om hom te onttrek, om stilletjies uit hulle midde uit te verdwyn. As hulle weer kyk, is hy weg. En ons lees, hy het hom onttrek en hy het oorkant die Jordaan, anderkant die Jordaan, het hy heen gegaan en niemand het geweet waar hy is nie. Hulle staan met klippe in hulle hande. Hulle wil hom stenig. En die volgende oomblik is hy weg, want dit was nog nie sy tyd nie. En dis dan juist daar, anderkant die Jordaan, waar Jesus hom heen onttrek het, waar hy, terwyl hy wag, dat die boodskap na hom toe kom in vers 3 van ons geleesde gedeelte, Here, hy vir wie u liefhet, Lazarus, is siek. Dis die eerste boodskap. Hy was net siek. Nou Lazarus, is baie duidelik uit ons geleesde gedeelte, was 'n dierbare vriend van die Here Jesus, vir wie hy innig lief was. Die skrif Markus maak geen geheim daarvan, dat Jesus hom en sy 2 susters baie lief gehad het nie. En menslik gesproke, sou 'n mens dink dat as die boodskap by Jesus uitkom, Lazarus is siek, dat hy onmiddellik sou opstaan en hom sou haas, en vir die disippels sou sê, kom ons maak vinnig dat ons by Lazarus kan uitkom, voor hy dalk iets oorkom, voor hy dalk sterwe. Maar Jesus het 'n plan gehad. En daarom tal hy my 2 dae lank. Hy bly net daar waar hy is. Hy staan nie op en haas hom na Betanië toe nie. En ons wat nie regtig die hart van die Here Jesus ken en verstaan nie, wil amper uit 'n menslike perspektief uitroep, en eintlik wil ek sê, hoekom sou die disippels nie miskien uitroep, Here, waarom talm u, waarom wag u, hoe kan die Bybel sê, dat hy hulle lief gehad het, en hy talm, hy gaan nie dadelik na hulle toe nie. Maar, as ons die skrif bestudeer, dan sien ons, terwyl hierdie liefde en hierdie tipe aarseling vir ons eintlik na teenstrydigheid lyk, werk dit by die Here anders. God se tyd is nie ons tyd nie. Die Here Jesus se tyd is nie ons tyd nie. Hy het 'n groter doel gehad, en hy sê in vers 4 vir ons, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Kom ons kyk vanmôre in die lig van die vraag wat Jesus aan die susters gevra het, of aan die een suster gevra het, glo jy dit? Kom ons kyk vanmôre 'n bietjie saam hoe die geloof van 3 verskillende groepe mense
in hierdie omstandighede verskillend gemanifesteer het, en dan fokus ons elkeen vanmôre persoonlik op my eie hart. Ek dink nie nou aan die persoon wat langs my of voor my of agter my sit nie. Ek dink vanmôre aan myself. Ek stel my eie hart oop vir die Here en ek vra vanmôre vir myself die vraag: Andrei, glo jy dit? Dis wat vanoggend belangrik is. Dit bring ons in die eerste plek by die disippels. En ons sien by hulle, ja, ek het nogal gesukkel om hierdie punte geformuleer te kry, maar hier is hulle, na die beste van my vermoë. Die disippels geloof sonder insig. Vir 3,5 jaar lewe hulle saam met Jesus. Ek het ook Vrydagoggend so vinnig daarna verwys. Sien hulle geweldig baie dinge wat hy sê en wat hy doen. Hulle het baie gehoor en baie gesien. Hulle het baie meegemaak. En tog lyk dit vir ons asof hulle geloof in Jesus 'n gebrek aan insig het. Dit kort insig. Onthou nou, Jesus vlug uit Judea uit. Hy gaan oor die Jordaan. Hy kruip nou weg vir die klomp wat hom wou stenig. En daar kom iemand met die boodskap by hulle: Lazarus is siek. En dan op 'n stadium in vers 7, dan sê Jesus: laat ons weer na Judea gaan, want dit is dan die provinsie waar binne Jerusalem en 'n entjie so 2 myl daarvandaan Betanië, waar Lazarus gewoon het, was. En hier kom ons by die gebrek aan insig by die disippels. Hulle sê in vers 8, Rabbi, Here Jesus, die Jode het onlangs probeer om u te stenig. Dis hoekom ons hierdie kant van die rivier is. Dis hoekom ons gevlug het, dat u geheue verlies. Mekeer u iets, laat u nie onthou wat daar gebeur het nie. Hulle gaan vir u 'n stryk stel, ons kan nie teruggaan Judea toe nie. En u gaan weer daarna toe? 'n Mens sou dink na 3,5 jaar, alles wat hulle gesien, alles wat hulle beleef, alles wat hulle gehoor het, as Jesus sê, kom ons gaan terug Judea toe, dan sou hulle nou al teen die tyd weet, hulle kan antwoord en sê, ons het volle vertroue in u. Ons weet, u sal nie 'n fout maak nie. Ons weet, u oordeel is ver bo ons sin. Maar hulle word met vrees vervul en hulle maak hierdie geweldige insiglose uitlating. Asof hulle vir hom sê, ag Here Jesus, dis gevaarlik daai kant. Daar's 'n klomp mense wat nog klippe in hulle hande het. Ons kan nie nou daarheen teruggaan nie. Dis onlogies. Dit maak logies net nie sin om nou terug te gaan Jerusalem nie. Maar dan antwoord die Here Jesus hulle so pragtig. Ek wil net daar, dis nou Markus, kom ek blaai net gou weer terug na Markus 16 toe. Want ek wil dit graag net vir u lees. Nee, ekskuus, ek moet in Johannes bly, man, my kop is de mekaar. Johannes 11 en ons lees daar by vers 9. Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus ons vriend slaap. So die Here Jesus se fokus is glad nie op die woedende skare wat hom nog laas wou stenig nie. Sy fokus is nou by Lazarus en dit wat hy daar in Betanië moet gaan doen. Wat bedoel Jesus as hy sê, is daar nie 12 ure in die dag nie? Hy sê, luister disippeltjies, ek beweeg
volgens my Vader, hom met wie ek een is, se tydskedule. Ek beweeg nie volgens julle fobies en vrese nie. Die Here het 'n plan. God wil iets uitrig en daarom gaan ons nou na Judea toe. En nadat hy vir hulle gesê het, ons Lazarus, ons vriend slaap, maar ek gaan hom wakker te maak, is dit ook baie duidelik dat hulle dit nie verstaan het nie. Ook hier is 'n gebrek aan insig. Want hulle antwoord in vers 12, Here, as hy slaap, sal hy wakker word, sal hy gesond word. Ons het niks om oor te bekommer nie. Hy slaap maar net 'n bietjie, dis mos wat u sê. Dan sê vers 13, maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het aan die rus van die slaap, dit wat ons elke aand so baie geniet. Toe sê Jesus in vers 14 vir hulle ronduit, luister, Lazarus is dood. Hy het gesterf. Hy's nie meer met ons nie. Hy het heen gegaan, hy het ons vooruit gegaan. En ek is bly om julle ontwil dat hy dood is en dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. En wat vra hy later vir Maria? Glo jy dit? So kan jy sien, Jesus doen alles om geloof in hulle harte te werk deur sy woord. Nou ja, ou Thomas is vir my 'n wonderlike karakter. Ek sien hom hier in hierdie groep, na alles wat ons nou gehoor het, wat Jesus met hulle deel en wat hulle vir hom antwoord en alles, dan sê Thomas vir hulle, ag, kom ons gaan, laat ons maar saam met hom kan sterwe. Ons weet, daai ouens met die klippe wag vir ons. Daar is geen nut om hom te probeer anders oortuig nie. Hy het nou gesê, ons gaan, en nou gaan ons, kom ons gaan, laat ons tog maar kan sterwe. Kan jy sien hoe is daar in hulle gemoedere 'n totale gebrek aan insig? Hulle glo in Jesus. Hulle het saam met hom op pad gestap, hulle weet alles wat hy kan doen, hulle weet alles waartoe hy in staat is. Maar ag, die gebrek aan insig maak dat hulle eintlik 'n baie snaakse tipe geloof openbaar. En is dit nie maar dikwels ook ons probleem nie, liewe broers en susters? Is dit nie ook soms maar ons gebrek aan insig? Jy weet, jy praat oor Jesus die groot geneesheer, en as jy weer hoor, is daar 'n debat aan die gang. Dan trek een klomp hierdie kant toe. Jy moet tog net nie glo dat Jesus ons siektes op hom geneem het aan die kruis nie. En dan is daar 'n debat hierdie kant toe, en mense debatteer, en mense spook en spartel. Net soos die disippels. Die moeilikheid is, ons kyk na die Here Jesus aan die een kant. Ons wil baie graag met ons harte glo dat hy tot enige iets in staat is, maar dan kyk ons ook na ons omstandighede, net soos die disippels hier. Hulle sien die klippe daai kant wat wag. Voel die gevaar, verstaan nie God se plan nie. En dan kan ons net soos die disippels geloofsuitsprake maak wat eintlik ongeloofsuitsprake is. Wat eintlik nie glo nie. En op hierdie opstanding Sondag wil die Here vir ons kom leer dat iets wat selfs soos die einde kan lyk, iets wat selfs kan lyk, daar's nou nie meer hoop nie, dis nou verby, die vrouens het gegaan, hulle het gehoop hulle kry iemand om die steen weg te rol, dat hulle sy liggaam kan salf. Hulle het nie gedink daar kan 'n opstanding wees nie. Is dikwels vir God 'n geleentheid om iets groots te doen. In die tweede plek kyk ons na die susters. En by hulle sien ons weer beperkte geloof. Ek wil weer sê, ek het baie geworstel met die formulering van hierdie punte, maar ek dink ons is min of meer daar. Ons sien by hulle beperkte geloof. Ons lees vers 21 en vers 32.
Dis nou Martha en dan Maria. Onthou, Martha gaan hom eers tegemoet. Maria sit in die huis en huil, sy's hartseer. Sy wil hom nie eers tegemoet gaan nie, of sy weet nie, hy's daar nie. En dan gaan haal Martha haar. En sê, die meester is hier en hy roep jou. So, wat is Martha se uitspraak? Vers 21, en Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Sy het geloof, maar dis beperk. Dis beperk tot voor sy dood. Nou is dit te laat. Vers 32, en toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, presies dieselfde as haar suster. Ek dink hulle was dalk 'n tweeling. Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Hulle openbaar presies dieselfde beperkte geloof in die Here Jesus. Hoor u ook so iets van 'n verwyte in hulle stemtoon? As u hier was, sou dit anders gewees het. Daai ding wat ons almal so goed ken. Ons wag mos net tot iemand oorlede is, dan so spyt oor alles. Dan verwyd ons onsself, ag, het ek nie maar meer by die persoon gekom nie. Het ek maar nie dit beter gedoen of dat beter gedoen nie. Nou is hulle broer dood, nou verwyd hulle Jesus. As u hier was, ons het dan betyds gestuur om u te laat haal. Hoekom het u nie gekom nie? Dit kon so anders gewees het. U kon 'n woord van genesing oor hom uitgespreek het. U kon hom aangeraak het. U kon iets wonderliks gedoen het en dan sou ons nie vandag so bedroef gewees het nie, Here. Beperkte geloof. Hulle glo hy kan genees. Ja. Hulle glo hy kan help. Ja. Maar nou dat hy dood is? Nee, nou is dit te laat. Hy het te lank getalm, hy het te lank gewag. En dan kom die woorde van ons tema. Jesus antwoord hulle. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dis kosbaar om te sien, Jesus sê nie vir hulle, ek sal eendag iets doen nie. Hy sê vir hulle, ek is die opstanding en die lewe. Ek is ego eimi, wat ons al so mooi na gekyk het. En wat 'n wonderlike waarheid om vanmôre te weet, Jesus bied nie net lewe nie, hy is die lewe. Ons het eintlik Vrydag ook al 'n bietjie daarna gekyk, toe ons gesê het, waar Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is die lewe. Hy bring nie net opstanding nie, hy is die opstanding. Is ons geloof nie ook dikwels maar beperk nie, broers en susters? Ons glo met ons hele hart. Jesus kan wonderlike dinge doen. Maar soms is daar 'n omstandigheid in my lewe wat my eintlik wil laat glo dat dis nou eintlik net 'n trappie te veel vir die Here Jesus. Dit wat ek nou beleef. Die omstandigheid waar ek nou in is nou net 'n trappie te hoog. Almal van u was nie so 2 jaar gelede hier in die gemeente, toe ons gebid het vir 'n jong seun, Ryan. Dit is Adrian en Jolandi se niggie, Adrian se niggie se seun. Hy was hier in Sint-Toucare Hospitaal. En hier is die fotootjie met die boodskap wat Adrian vir my die Woensdagoggend net voor Silverjeug gestuur het. Ryan se ouma het versoek of dit moontlik sal wees of ek Ryan se begrafnis sal kan behartig as Ryan sou sterf. Ryan word vanoggend na 'n gewone saal verskuif, hier lê hy nog in intensief.
Die dokters het, die spesialiste het bevestig dat hy breindood is en dat hy 2 dae het om te lewe. 2 dae later, toe doen hy arbeidsterapie. Daai foto is Woensdag in intensief geneem. Daai foto is Vrydagoggend geneem toe die susters met hom arbeidsterapie doen. Dit was nie vir Jesus onmoontlik om 'n seun van 16 wat breindood verklaar is deur spesialiste op te wek en terug te gee nie. Verlede jaar by sy matriekafskeid. Aan God al die eer, hy wat wondere doen. Maar kom ons kom 'n bietjie nader, ek het gelukkig toestemming om albei gevalle se skyfies met u te deel. Desember maand, toe staan ons by Albert van Rensburg se bed. En toe veg hulle vir sy lewe. En toe lyk dit of daar geen hoop is nie. Verlede week is hy ontslaan. Na byna 3 maande van 'n baie lang en 'n moeisame pad. Maar Jesus het hom volmaak genees. En die dokters by die hospitaal erken iets 'n miracle. Ons moenie die Here Jesus beperk met ons beperkte geloof nie. Ek wou nou 'n klomp goed hier sê, maar ek gaan dit oorslaan. Ek wil graag op 'n stadium 'n paar boodskappe oor goddelike genesing bring, dan sal ek dit sê. Ek hou dit net hier in my manuskrip vas. Dit bring ons by die skare. Hulle het weer 'n geloof gehad wat sien, maar tog nie geglo het nie. Eintlik ook nie geloof nie, né? Skus tog, ek wil net gou-gou. Ai, hierdie ou tabletjie van my. Ek is nou by julle, hoor. 'n Geloof wat sien en tog nie glo nie. Baie Jode was daar om die 2 susters te kom troos, want hulle broer is nou oorlede. En hulle sien Jesus daar. En vers 35 sê, en Jesus het geween. Hy was 'n mens, hy het waarlik mens geword. Die Jode sê toe, kyk hoe lief hy hom gehaat het. Sy trane, sy liefde, sy meegevoel beweeg hulle om te besef dat Jesus waarlik vir Lazarus lief gehad het. En in vers 37 lees ons, en sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, dit het hulle gesien, dit het hulle beleef, nie maak dat hierdie man nie ook gesterf het nie, kon hy nie maar betyds hier gewees het nie. Hulle is eintlik op dieselfde plek as die 2 susters, maar nog 'n trappie terug. Hulle glo nie dat hy nou iets kan doen nie. Hulle glo wat hulle sien, maar hulle glo nie wie Jesus is nie. En dis presies wat daar by die kruis gebeur het. Kan jy onthou, terwyl Jesus aan die kruis hang op 'n stadium, toe sê die omstanders, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Kom van die kruis af, dat ons kan glo dat u die seun van God is. Selfde hart, dieselfde ongeloof. Die hoogtepunt was die graf van Lazarus. Hy's reeds 4 dae oorlede. Daar was werklik geen hoop nie. Martha sê, Here, hy ruik al. Sy liggaam begin al ontbind. Dis verby, dis finaal. Hy is dood. Daar kan niks verder gedoen word nie. Dis te laat. En dan kom die opdrag van Jesus. Neem die steen weg. En dis dan wanneer Martha sê, nee, stop. Daar's 'n probleem. Kan nie nou die steen wegneem nie.
En dan bid Jesus. Ek wil vanmôre vir u sê, wanneer hy bid, wanneer hy vir ons intree by die Vader as ons groot hoëpriester, dan kan enige iets net so verander. Glo dit vanmôre, omhels dit vanmôre. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. En nadat hy gebid het, en hy weet die Vader hom verhoor het, dan roep hy Lazarus by sy naam, en hy sê, Lazarus, kom uit. Ek lees in 'n kommentaar, dat die kommentator skryf, dit was belangrik dat hy Lazarus by die naam moes roep, anders het al die grafte in daai omgewing daai oggend oopgegaan. Ek weet nie of dit werklik so sou wees nie, maar ek dink dit kon. Lazarus, kom uit. En hier kom Lazarus, met die grafdoeke om sy hande en om sy gesig en om sy voete. En Jesus sê, maak hom los en laat hom gaan. Die opstanding van Jesus het 'n groot verskil. Lazarus het uitgekom, maar hy moes weer sterf, om te wag vir die opstanding van die regverdiges. Jesus het opgestaan, om nooit weer te sterf nie. Die eersteling uit die dood, om nooit weer te sterf nie. Lazarus se graf het tydelik oopgegaan, om te wys dat Jesus mag oorlewe en dood het. Jesus se graf is vir ewig leef. En wat beteken dit vir ons op hierdie oggend? Dit beteken dat Jesus vanmôre mense roep. Nie mense wat siek is in hulle sonde en misdade nie. Maar soos Efesiërs 2 vers 1 sê, dood is in hulle sonde en misdade. En ek dink terug aan daardie dag, in 1976, by Winkelspruit, toe ek 'n standaard 6 seun was, en Jesus moes daardie dag gesê het, Andrei, kom uit. Kom uit jou doodse sonde toestand. Ek wil jou vanmôre lewendig maak. Daardie oggend het hy my siel gered. En van daardie oggend af is my lewe nog nooit weer dieselfde nie. In terme van ons lewe op aarde, kan ons vanmôre weet, as jy in jou lewe op 'n plekkie gekom het waar jy uit genade gered is, dan sê Romeine 6, jy het saam met Christus gesterf vir sonde. En jy het saam met Christus opgestaan om vir hom te lewe. Nou is daar 'n pad van heiligmaking, 'n heerlike pad, 'n pad waarin ons al meer soos Jesus word. Liewe gemeente, op hierdie Paasondag is dit so wonderlik om te weet, ons vertoef nie net by Lazarus se graf nie. Nee, ons staan vanmôre stil by die leë graf in Jerusalem. Die van julle wat al daar was en in die tuingraf 'n besoek gaan aflê het, weet, daar's 'n bordjie teen die deur opgesit. He is not here, he has risen. Hy het opgestaan. Die klip is weg, die dood is oorwin. Jesus leef en hy sê vanmôre vir ons, ek is die opstanding en die lewe. As iemand in my glo, sal hy of sy lewe, al het hy ook gesterwe. En die vraag waarmee ons afsluit, glo jy dit? As jy dit glo, kan jy gered word. Kan jy 'n kind van die Here wees. As jy dit verwerp, dan kies jy jou eie oordeel. Mag die Here ons genadig wees. Amen. Ons dank U, Here Jesus, vir die wonderlike genade
wat ons vanmôre kan beleef omdat U uit die dood uit opgestaan het. Elke mens wat in hierdie oggend die helder, duidelike getuienis in sy of haar hart het, ek het saam met Christus gesterf, en ek het saam met Christus opgestaan, hy het my opgewek uit die dood van sonde, hy het my lewend gemaak, hy het sy lewe in my hart kom uitstort. Elke mens wat dit kan getuig, weet dat Jesus lewe. Daar's geen twyfel in ons harte nie. En dankie dat U hierdie waarheid vanmôre uit U woord so duidelik met ons kom deel. Dankie dat ons vanmôre ons kan verlustig in die wete, Christus is die opstanding en die lewe. Elkeen wat in hom glo, en om in Jesus te glo, is meer as om aan hom te glo. Om in hom te glo beteken, ek omhels hom met my hele wese, ek neem hom aan as my persoonlike redder, my verlosser, my saligmaker. Ek vertrou my lewe aan hom toe, en ek vertrou hom om my siel uit genade te red. Elkeen wat in hom glo, sal lewe, al het hy of sy ook gesterwe. Dankie vir hierdie wete, ons aanbid U en ons eer U, in Jesus se naam. Amen.